Nou ja, almal baie welkom weer by Kuier om die Woord. Ons trek by Jesaja 44. Yes, amen. Jesaja 44, vers 1. Maar luister nou my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het. Nou wil ek net gou iets sê. Baie mense is opgehang oor die feit van Jode en die Jode is 'n spesiale nasie en daar spesiale dinge vir hulle beplan. Maar ek wil vir jou gee om te Ja, dit is verduidelik. baie maklik om hierdie probleempie op te los. Die ou bedeling, die Bybelse ou bedeling, was die verbond tussen God en die volk Israel fisies, sê almal fisies. Fisies. Dis 'n fisiese verbond met 'n tydperk. Nou, die nuwe bedeling in Christus Jesus Yes, het geen amen. tydperk nie. Dit het geen begin nie, hy is die Alfa en die Omega. En wie is almal betrokke by die nuwe verbond? Johannes 1 vers 12. Almal wat hom, dit is Jesus, aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van die Here te word. Met ander woorde, om deel van sy familie te wees, sê almal familie. Verbond is 'n familie. Almal wat in dieselfde familie is in daai verbond waar God die hoof is, Yes, amen. het al die voordele en die blessings van die verbond. Maar jy moet in die verbond bly. Sê almal bly Bly. in die verbond, in die verhouding. Wat is 'n verbond? Dis 'n verhouding met die Hemelse Vader. En dis my so lekker vermoed as ons kuier om die woord, dan ervaar ons die Vader, want hy is die woord. Jesus is die woord wat ons in verbinding bring met die Vader. Jesus is die is-woord wat die afstand uitwis. Sy naam is Emmanuel, God met ons. En Jesus sê op 'n plek, in ons. Koninkryk van die hemele, die koning is in ons. So, wat is dit nou so wonderlik? Ons is in 'n ewige verbond. Amen. Ons is nou die geestelike, sê almal geestelike. Geestelike Israel. Amen. Almal wat hom aangeneem het, geestelik wedergebore is deel van die geestelike verbond Israel. En dan kom Paulus in sy briewe en dan sê hy, daar's nou geen Jood, geen Griek, geen man, geen vrou. Almal wat in Christus is een. Ja, En daar's geen tyd nie. Dis ek het- ewig. Ek het dit op Facebook gesit. Ja. Want hulle bly daai ding sê van Mense word so moeg vir nie Israel. Ons is die geestelike Israel. Ja. Israel beteken in elk geval in Hebreërs prins. Onthou Jakob se naam is verander. Jakob is hakskeen gryper of bedrieër. En God verander sy naam nadat hy worsteling met die Here gehad in gebed. Julle ken dit nog so mooi daai gedeelte. Toe sê die Here, toe sê hy, Here seën my. Hy het een ding gehad met seën. Hy wil blessings hê want hy het geweet die verbond het blessings. En dit is so. Ons is in 'n ewige blessing verbond nou in Christus Jesus. Ons het sy seëninge. Ons het dit klaar ontvang. Niemand het nodig om jou te seën nie. Jy kan net sê, dankie Here, ek is geseën. Of wag ons vir iemand op Facebook of WhatsApp om vir ons 'n stukkie te stuur. 'n blessing te stuur. Vandag bless ek jou. Ag nee man, jy het nie nodig om my te bless nie. Ek is klaar gebless in Christus Jesus. Ja. Ek het Jesus aangeneem Amen. as deel van die nuwe verbond. En omdat ek deel is van die verbond, is die blessings, die seëninge, myne. Is jy deel? Dan is dit jou nou ook. Amen. Okay. Nou ek wil gou net hierdie lees want dit staan Wat ek in net wou gesê het, Galasiërs. ekskuus, nou gaan ek hierdie ding vergeet. Ek wou eintlik gesê het dan dat Israel beteken prins. Prins is eintlik kind. Want wie die koning se kind word eintlik prins genoem. So ons is prinse en prinsesse. Want jy is God se kind. En nou, dis nou wat vir my so mooi is. Jy's deel van die ewige verbond. As Jesus aangeneem het, is jy in, dis 'n geestelike, jy's nou geestelike Israel prins, deel daarvan. Amen. Ek wil dit net lees want Jy lees nou waar? mense raak so vasgehak. Ek is in Galasiërs want jy het gesê in een van die briewe. Nou wil ek dit net lees. Pragtig, mooi man. Ja, so dis Galasiërs 3. Hy sê vers 26, want julle is almal kinders van God
almal kinders wat Jesus van God. aangeneem het, of jy Daar is nie meer 'n storie van soos dat Israel is God se spesiale jy ben nou kinders. biologies uit Abraham uitkom en Ons dan is jy is- nou Israel. Okay, Ons is gee my 'n geestelik. kansie, Hansie. Okay, Grietjie, maak hy gou. Vers 27, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. En daarom is daar nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of 'n vry man nie. Daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Mooi man. Jesus. Hy sê Halleluja. met Christus Amen. bekleed, Amen. bekleed tussen die ore, gedoop tussen die ore met die Christus boodskap of met die nuwe verbond boodskap dat jy is in. Wie wil dit glo? Amen. En dan sê hy vers 29, so as julle nou in Christus behoort, dan is julle erfgename van die belofte. En nou wat die wonderlike ding is, belofte het eintlik Amen. so 'n toekoms in, 'n sal in. Die wonderlike is geloof, gryp die belofte vas en maak dit 'n besitting. Daar's 'n groot verskil van ek wag vir iets om te gebeur of ek besit dit klaar. Piet, julle het nou lank gewag vir 'n kar. En julle het 'n belofte gehad. Maar wat was beter, die belofte of die besitting? Die Toe jy dit besitting kon is vat. beter. Nou al wat ons moet doen is in geloof vat ons die belofte wat klaar ons in is. Kom nou. Amen. Amen. Kom ons gaan net gou-gou terug na hierdie storie van die the end times. Ons gaan net weer terug Die na eindtye. Die eindtye toe. Hier in hierdie einste Galasiërs vers hoofstuk 4 sê hy in vers 9: Maar nou dat julle God ken of deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf wil dien, wanneer julle dae en maande en tye en jare waarneem. Dis wat die ou verbond gedoen het. Dis Want wat die ou die ou verbond verbond het 'n begin gehad en 'n einde einde. gehad. Die nuwe verbond in Christus Jesus, die nuwe verhouding wat ons nou het geen begin, geen einde nie. einde. Wow. So Amen. daarom neem ons meer tye waar nie. Yes. Ons is nie gepla oor tye nie, want jy raak stil en jy Amen. geniet sy teenswoordigheid. Sy teenswoordigheid is ewigheid. Ewigheid het nie 'n begin nie, het nie 'n einde nie, daar's nie afstand nie, want jy ervaar die hele tyd sy teenswoordigheid nie begin. Jy sê, "Wow, dis so lekker Vader. Yes, U is amen. in my, U is by my. U het my bekwaam gemaak," Kolossense 1, om deel te wees van die heerlikheid van wat die heiliges ervaar van die geestelike afdeling. Okay. En dan het ek ook toe ons Jesaja gedoen het, het ek vir julle verduidelik dat jy kry tydperkteologie. Tydperkteologie is daar's verskillende mense soos Jode en Grieke en God het 'n spesiale manier waarop God met hulle werk. Nou, dink gou-gou in die Nuwe Testament. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Sien jy hoe val daardie ding deur die mat van dat God het spesiale mense, hy het 'n spesiale volk, hy het 'n spesiale tyd vir Israel en dan is dit tyd vir die en dan is dit tyd vir daai en nou omdat is dit hulle die kerk. omdat hulle God se volk is, het God 'n spesiale plekkie in sy hart vir hulle. Dit is tydperkteologie en tydperkteologie sê, okay, jou tyd is nou verby. Nonsens. God is 'n ewige God. Sy Tydlose goeie God. tierenheid is tot in ewigheid. Sy barmhartigheid is tot in ewigheid. Sy vergifnis is tot in ewigheid. Daar's nie 'n kwessie van oeps, daardie alarm nou afgegaan. Nou kan jy kan nou nie meer hemel toe gaan nie want jou tyd is nou verby. En weet Dis jy wat, nonsens. pastoor Wempie, ons gaan nie hemel Nou. toe nie, ons ervaar dit klaar binne in Nou, ons. teenoor die tydperkteologie. Teenoor die tydperkteologie is die verbondsteologie. En die verbond is van ewigheid tot ewigheid. En ons is in die verbond. We are in the covenant. Verbond moet jy altyd byskryf, huweliksverhouding, Verhouding. dis wat die Bybel praat, beeldspraak, en natuurlik verhouding. Wie van julle stem saam? Jy kan nie met al die mense verhouding nie, jy het met sekere mense 'n verhouding wat jy ken. Ons groep wat hier so sit, het 'n baie spesiale kameradie, ek hou van daai woord, met mekaar. Is dit nie so nie?
En ek kan nie wag om julle altyd te sien nie en saam met julle te kuier om die woord nie, want die woord is Christus. En so saam ervaar ons Christus en groei ons in Christus. Beklee is ons sienswyse al hoe meer met Christus terwyl ons so lekker kuier om die woord. Versterk ons mekaar met Christus, die woord. En is dit nie 'n verhouding nie? Dit is so lekker om 'n verhouding te hê. Stem julle saam? Nou daai verhouding is aanhoudend, aanlopend, elke oomblik in Christus Jesus, want hy is nou in ons en by ons en saam. Kom ek gooi gou iets in die bos. In die bos. Ja. Ek gaan 'n bietjie skrik vir wat Ek gooi gou iets in die bos. Het God sekere mense uitverkies en ander nie uitverkies nie? Hy sê, almal wat my aangeneem het, gee ek mag om kinders van God te word. Nou, sekere kerke sê, soos byvoorbeeld, ons gaan nie kerke se name noem nie. Ons gaan nie kerke se name noem nie. Hulle sê jy's gekies en jy's gevries. Jy's gevries. En dan is daar 'n kerk wat sê daar's net 144.000 wat dit gaan maak. En hierdie inhoud toe gaan hy nou en hy luister sy hele lewe gee hy heeltyd in die strate met boekies wat hy uitdeel en profete, want hy werk nou, want hy wil een van daai 144.000 wees. En hy gaan toe en hy lees toe iets op 'n stadium in die boek Openbaring. Hy lees toe nou van die 144.000 en hy dink by homself, my wêreld, hier so baie van ons wat so besig is en die hele wêreld is vol van hierdie geloof. Ons gaan nou nie name noem nie. En hy dink by homself, my wêreld, sê nou maar net ek is 144 of 145. Of net die een oor 144.001. En ek doen al hierdie harde werk en hierdie swoeg en sweet, want dit is harde werk om so in die strate te loop in die warm son en die honde wil jou byt en die mense jak jou af. Julle ken mos die mense wat so van deur tot deur gaan. En net daarso stap hy uit en hy stamp sy voete so op die grond dat die stof afval en want dis een van die dinge wat hy gesê het, as mense jou nie ontvang nie, stof jou voete af. Maar nou stof hy sy voete af vir 'n ander rede. Hy sê my wêreld, sê nou maar net, ek doen al hierdie werk my hele lewe lank. En hy was al 30 jaar besig daarmee om dit te doen. Hy sê, en sê nou maar net, ek is nou net, want hy het nou so pas ook hierdie, julle weet hierdie wedstryd wat hulle hardloop van Durban na Pietermaritzburg en dan die ander volgende jaar weer van Pietermaritzburg na Durban. Het julle dit al gesien? Dan sien jy, hy kom rit, so hoeveel kilos? 90? 90. Ja, amper 90 kilos. Dan sien jy nou, hier kom hulle en dan staan daar nou ou met 'n pistool. Dis nou daar op die afsnypunt, want mense wat nou nie daai afsnypunt bereik nie, word nie in aanmerking geneem vir enige iets nie. Hulle kry nie 'n medaljetjie of 'n sertifikaat dat hulle die ding voltooi het nie. Dan sien jy, hier kom hierdie ouens aan, hulle sleep hulle lywe. Party ouens se een voet werk nie meer nie, hy sleep hom so agterna. En dan 'n ander ou begin kruip. Dan sien hy daar's die ou met die pistool, hy gaan nou daai skoot skiet. Dan is daai ou 'n tree weg. Dan knal die skoot. Dan val hy ou net daar plat en sê, ag nee. Hoeveel is dit? Ek dink hierdie ou wat hierdie stryd gehad het om almal tot bekering te bring, want hy moet sy plek inwerk. Hy moet een van daai 144.000 toe hy daai op die televisie gekyk het, toe besef hy, nee, sê nou maar net, ek het dit net nie gemaak nie. En net daar toe stop hy. En hy het tot bekering gekom, hy het 'n boek geskryf, 30 years. Ek gaan nou maar die naam noem. A Jehovah's Witness Slave. For 30 years. Toe ontmoet hy Jesus. Toe neem hy Jesus aan as sy verlosser en saligmaker. En hy word gevul met die Heilige Gees. En hy besef, God het nie mense gekies en hulle gevries nie. Hy het ook besef, jy het nie nodig om te werk vir jou saligheid nie. Dis deur geloof in Christus Jesus. Almal wat hom aangeneem het, gee hy mag. Wie van julle het hom al aangeneem? Wie van julle glo, jy het die mag en jy is nou sy kind. Okay. Hoekom ek hierdie van die uitverkiesing vir julle so sê, want net hier so in vers 2 praat hy van uitverkiesing. Moet dit nou nie verkeerd verstaan nie. Hy sê hy het vir Jakob uitverkies. Wie was Jakob se broer? Esau.
het Esau God geminag deur sy eersgeboortereg weg te gee vir 'n pot lensiesop, of het hy nie? Ja, baie mense gee hulle ewige lewe weg net vir vrede. Hulle wil net vrede. Sien dit in verband, sien dit in verband. So sê die Here, jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, en Jesurin wat ek uitverkies het. Nou as hy nou dit sê, moet nou nie jou marbles verloor nie. Is nie dat God daai een uitverkies het en daai een nie uitverkies het nie. Maar God kyk na dit wat in 'n mens se hart is en hy trek daardie persoon wat naby aan sy hart is, trek hy nog nader. Amen. Goed. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. En ek sal my gees op jou kroos uitgiet en my seën op jou nakomelinge. Nou hierdie gees wat hy hiervan praat, hoofletter, verwys na Joël 2 vers 28 toe. En Handelinge hoofstuk 2. En Handelinge hoofstuk 2. In die laaste dae sê Joël sal Sal my ek gees my uitstort gees op alle vlees. Okay, Yes. goed. Yes. En dit is juist nadat omdat Jesus die prys betaal het, 3 dae kruisoperasie, ons almal daarbey ingeneem het, en 10 dae na sy hemelvaart word die Heilige Gees dan uitgestort. En in ons mense, en jy word nou die tempel. Amen. Die Gees is nie meer in die tempel met mense hande gebou nie, maar ons word nou die wandelende tempels van die Here. Hy sê, ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees, hou vas net daai gees bietjie, hou vas dit so bietjie, en dan gaan ons na Johannes 4 toe, van die Samaritaanse vrou. En daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep, dis Johannes 4 vers 9 en 10. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het glad nie gepraat met die Samaritane. Maar nou vers 10, luister na vers 10. Jesus sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het, wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee. En dan in Johannes So, hoofstuk Hierdie 7, wat hy hier sê van water giet, hy praat van die lewende water. en in Johannes 7 staan Jesus op die groot dag van die fees, en hy roep uit, almal wat dors het, kom na Kom my na die en drink. Yes. En die water wat julle drink, wie ek is, sal in julle word strome of riviere van lewende water wat uitvloei tot in die ewige lewe. En dan sê hy net daarna, en dit het hy gesê vir alle wat die Heilige Gees ontvang. Amen. Wow. So, wie van julle het die Heilige Gees ontvang? Amen. Wie ontvang hierdie woord vanmôre, wie Amen. Jesus is? Nou, ons drink hom nou, want die woord is ook Amen. water. En hoe meer jy daarvan drink, hoe meer gaan jy uitstroom. Amen. Ek luister vanoggend, het jy daar iets op jou foon geluister, ek het so met 'n halwe oor gehoor van wat die ou gepraat het van mense met die Bybel lees. En O, wat ja. gebeur met jou as jy dit net vir een dag 'n week, en wat gebeur as jy so 3 dae of 4 of elke dag begin lees, dan gebeur daar iets merkwaardig met jou. Jy raak kalmer, jy raak vol vrede, jy begin jouself beheer, want hierdie woord het gees, en die woord maak jou meer geestelik. En ons leef uit die gees. En die woord, die water van die woord wat jy indrink, word in jou strome van lewende water. So jy raak nou 'n blessing. Jy's nie meer 'n pyn nie. Jy veroorsaak nie meer nonsens nie. Jy raak nou 'n blessing, want jy's vol van die water van die woord. Jy's 'n rivier wat uitstroom. En dan sê Psalms 1 en dan ook in een van die profete sê, Yes. die water wat uit die tempel uitstroom, wie ek en jy nou is genesing Esegiel. vir die nasies. Bring genesing. So is jou lewe, maak jou lewe mense siek om jou, of maak jou lewe mense gesond? Amen. Ek glo ons maak mense gesond. Hierdie geklap hier bo op die dak is, ek dink die takke van die boom wat krap op die dak. So moenie laat Of dit dis jou pla. Adidas. Dis of Adidas wat die alles was bang vir hoogte. Hoor skree hulle. Adidas! Dis hoogte, ek is bang. Okay. Gaan aan.
So hierdie water is nie fisiese water nie. As mense dit nou lees, moenie dink aan 'n droogte en dat die Here gaan riviere maak nie. Hy praat nie daarvan nie. Hy praat van in jou geestelike lewe, is geestelike water. En hierdie geestelike woord wat jy nou kry, vat dit, eet dit, ontwikkel dit self in jou, wees lief vir die woord, en jy raak al hoe meer geestelik, en dis die geestelike water in jou wat begin uitstroom. Vers 4. As jy 'n blessing, man. Ekskuus toe. Vers 4, wil jy aangaan, gaan aan. Vers 4, en hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Wie is die hulle? Ek en jy. Ons sal uitspruit tussen die gras, soos wilgerbome by waterlope. En een sal Weer eens, Psalm 23, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan sy blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis ek en jy, omdat die woord dit vir ons doen. Ja. Vers 5, die een sal sê, ek behoort aan die Here, en die ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en hom met die erenaam Israel noem. Wie ek hou daarvan, behoort aan die Here. Wie wil dit uitroep? Sê ek behoort aan die Here. Yes. Ek het Jesus aangeneem, ek is deel van die verbond, die nuwe verbond, die ewige verbond, die geestelike Israel. Yes. En so hierdie is nou fisies verstaan in die ou bedeling, maar in die nuwe bedeling kyk ons nou met Jesus bril, dit wat Jesus vir ons klaar voltooi het, afgehandel het, nou is ons gevul met die Heilige Gees as gevolg daarvan, en nou lees ons hierdie, en ons vat dit persoonlik en sê, ek behoort, ek is deel van die verbond. Ons het so behoefte om te behoort, wie het behoefte om te behoort? Oh, yes. Dis vir my so lekker om aan julle te behoort, Amen. aan hierdie groep, hierdie familie. Wow, Amen. ek kan sê, ek behoort. Amen. Ja, kan julle dit sê? Sê nee, ek wil nie aan julle groepie behoort nie. Nou, okay, maar dit is nou jammer. Maar as jy behoort dit en jy deel, dan beter gaan met jou. Sê almal, ons is 'n woordgroep, 'n Jesusgroep. Amen. Die nietigheid van afgode. So sê die Here, die koning van Israel, en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste. Okay? Alpha en Omega. Wanneer sing jy bietjie daai lied? You're my Alpha, my Omega. Onthou jy hom nog, jy het hom geskryf. Yes. Nou in die boek Openbaring hoofstuk 1 sê hier word dieselfde gesê. Yes. Pragtig. En die van julle wat besig is met julle lys van die karaktereienskappe van God. Wie van julle, soos wat jy die Bybel lees, sien jy, hier's nog een. Dan skryf jy hom neer. Hier's nog een. Soos byvoorbeeld hier staan, hy is die vormeerder. Hy het jou gevorm. Hy is jou maker. Jy kan dit by F inskryf. Né? A, B, C, D, E, F. Hy is jou vormeerder. Hy het jou gemaak. En wat vir my mooi is daarvan, hoe meer jy jou Vader leer ken, hoe meer deur raak die jy woord, soos deur hy. Jesus Christus, en meer besef jy, wow, ek is gemaak na sy beeld en sy gelykenis. Amen. En al is ek net 'n druppeltjie in die oseaan, het ek dieselfde eienskappe as die oseaan. Amen. Vang julle dit? Okay. En buiten my is daar geen God nie. Hoekom hy sê buiten my is daar geen God nie? Jy kry mense wat dink dat God is nie van ewigheid af tot ewigheid nie. Nou, die Bybel sê God het nie 'n begin nie en God het nie 'n einde nie. Dis basies wat hy sê, hy is die Alfa en die Omega. Nou, as jy na die verkeerde godsdienste toe gaan, dan glo hulle dat hy het 'n begin gehad en hy het 'n einde gehad. Maar God het bestaan voordat tyd bestaan het. Amen. Want hy is van ewigheid af tot ewigheid. So, dis hoekom hy sê, en buiten my is daar geen God nie. En wie roep soos ek, laat hom dit dan te kenne gee en aan my voorlê. Vandat ek die volk van die ou tyd gegrond het, en laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur te kenne gee.
Wees nie verskrik nie, moenie bewe nie. Het ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie. En julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Ja, daar is geen rotssteen nie. Ek ken geen een nie. Al wat God hierso sê is, dis so dom om afgode te aanbid, want hulle was nie van ewigheid tot ewigheid. Ons sing daai lied van He's the Ancient of Days, wat beteken, hy het nie 'n begin gehad nie, en daar is nooit 'n stadium dat God sal eindig nie. Nee, en dis maar al wat hy hier sê, van, soos wat ons nou verder gaan, sal julle sien, hy maak eintlik van die afgode. Okay. Hulle wat gesneede beelde maak, is almal nietigheid, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie, en hulle getuies, die sien niks en weet niks, sodat hulle beskaam Nou ja, staan. miskien moet ou nou hier so 'n Afgode. bietjie iets ingooi. Yes. So baie, ek moet met jong mense praat. Miskien het jy nou al 'n liefling. Hulle sê en hulle lieflinge bring geen voordeel nie. Dis goed om 'n liefling te hê. Stem julle saam? Wie wil graag 'n liefling hê? Okay. Nou vir julle almal wat luister nou. Ek pik nie nou net op een hierso wat nou jong mense is nie, né? Ons praat nou met almal. Al die jong mense wat nou luister. Baie keer maak ons liefling ons God. Raak vir ons belangriker as die Here. My liefling, my liefling, my liefling, oh my liefie, my gogga, kom noem gou vir my 'n paar, hoe praat die mense? Ek is 'n bietjie ver verby daai tyd, ek weet nou nie meer al daai troetelnaampies nie, né? Okay, julle wil nou nie saam met my gesels nie. Maar in elk geval, hierso, hy sê, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie. Ek sê dit, maar bly dat Jesus, God self, die woord, jou eerste liefling is. En laat jou ander liefling weet, dat hy of sy is tweede. Hallo julle, Amen. laat die woord altyd jou eerste liefde wees. Ek hou van die boek Openbaring, moenie jou eerste liefde verlaat nie. Want dis waar dinge lelik kan skeef gaan, as jy 'n afgod maak. Nou, ek wil vinnig teruggaan na Psalm 1, want hy praat hierso van, dat ek net Psalm 1 kry, so ek het nou net gehad. Dis nou interessant, die Psalms begin daarmee. En hier in die profeet Jesaja, oor en oor, waarsku hy die volk, sê vir die volk, kom weg van julle afgode af. Wat is 'n afgod? Dit sê net wat dit is. Dis af is van van God af. God is die ware God. Jesus, ons ken ons Hemelse Vader deur Jesus Christus. Hy het hom aan ons kom voorstel wie die ware God is. Nou Psalm 1, welgeluksalig is die man of die vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Ander woorde, weg van God af nie. Nou, jy mag sê, ek het nie afgode in my huis nie, maar jou liefling mag dalk jou afgod wees. Hoor julle wat ek sê? Is jou liefling vir jou meer belangrik raak as God self, het jy 'n afgod. Nou kom ons gaan aan. Raad van die goddelose en staan nie op die weg van die sondaars nie en sit nie in die kring van die spotters nie. Nou julle sal sien, hier is die aksie raak al hoe minder. Eers is dit wandel en dan is dit staan en dan sit 'n mens naderhand. Maar nou sê hy die teenoorgestelde en dit is waar ek en jy moet wees. Ons moet die Here ons eerste liefling maak, ons eerste liefde maak. Amen. Maar sy behaag is in die wet, of hier wil ek inskryf, die woord van die Here. En hy oordink die woord, dag en nag. Hierdie persoon kom tot sy volle reg as God se kind. Deel van die ewige verbond waarvan ons nou praat. Hy sal wees soos hierdie boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, die vrugte van Galasiërs 5:22. Van 'n woorde in die natuur van die Vader is jy besig om uit te dra, dis die liefde van die Vader, die blydskap, die vrede, die geduld, die vriendelikheid en so meer. En die blare sal nie verwelk nie. Lyk jy verwelk? Ek het nou al gesien die lieflinge, jong. As die liefling jou afgod is,
die liefling, my liefling, my liefling. Het jy gesien hoe verwelk lyk daai arme mense na dan? Hoekom lyk jy so vanmôre? My liefling. Nee, okay, dis net, ek gee net so 'n bietjie humor. Wie van julle vang is 'n bietjie humor? Net so 'n bietjie humor. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en die blare sal nie verwelk nie. Hy sal nie verwelk voorkom nie. En alles wat hy doen of sy doen, voer hy voorspoedigheid. So is die mense wat af is van God af nie. Maar hulle is so skaf wat deur die wind verstrooid raak. Daarom sal die goddelose nie staan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die vrygespreektes nie. Want die Here ken die weg van die vrygespreektes, maar die weg van die goddelose sal vergaan. So mense, kom ons keer terug na die Here toe, na die woord toe. Kom ons kuier meer en meer om die woord. Kom ons hou op om slim te wees in ons eie oë. Kom ons maak God ons eerste liefde en ons ken hom deur Jesus Christus. Goed, waar is ons vers? Vers 9, hulle wat gesneede beelde maak is almal nietigheid en hulle lieflinge bring geen voordeel nie en hulle getuies, die sien niks en weet niks, sodat hulle beskaam staan. Nou wil ek net hier gaan na Psalm 115 vers 5 toe. Hy sê, hulle afgode, hy praat van hulle afgode. Hy sê hulle het 'n mond. Nou dink ek aan daai Afrika goed wat hulle so eie hout uit. Nee, kerk. Hy het 'n mond. Hy kan nie praat nie. Hy het oë, maar hy kan nie sien nie. Hy het ore, maar hy kan nie hoor Hy nie. het ore, dis wat hy hier sê in Psalm O, sê dit? 115, Okay. maar hulle hoor nie. Hulle het 'n neus, maar hulle ruik nie. Hulle het hande, maar hulle tas nie. Hulle het voete, maar hulle kan nie loop nie. Hulle gee geen geluid wat deur hulle keel kom nie. En die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Jy word soos jou voet. Amen. Ja. Dis Psalm 115. So, hy maak so van daarvan. En Ons is terug by Jesaja 44. ons is by Jesaja 5. Ja, Vers 10. ek is nog steeds hier so in die Grietje, jy klas. moet spoed kry. Ja, ek is nog Ja. steeds hier so in die klas. Maar wie van julle het al gesien, ja, baie keer sien jy dit in as daar sulke grand huise is en dan sien jy daar sit 'n Boeddha beeldjie, nee. So hy het oë, maar hy kan nie sien nie. Hy het ore, maar hy kan nie hoor nie. Hy het 'n ek amper sê ek nou, Harder praat. hy het 'n bek, maar hy kan nie praat nie. Nee. en tog dink mense, oh, hierdie persoon gaan my seën. Dis nie 'n persoon nie. Dis nie 'n persoon nie. Dis klei wat hulle gebak het en toe gesprei paint het. Dis nie 'n persoon nie. Maar Dis ons, nie 'n ons verstaan entiteit natuurlik nie. nou dat Yes. ons sê ons het nie sulke goed in ons huis nie, Ja. maar ons maak afgode van ons stokperdjies, Yes. van mense maak ons afgode. Ons gee te veel aandag aan mense en baie mense sal byvoorbeeld 'n geleentheid Ja. soos hierdie mis, want my verskoning is my familie hou my vas. Mense, moenie jou familie jou afgod maak nie. Laat God jou God wees, want dit is 'n voordeel vir jou familie uiteindelik. Wil jy jou familie help? Wees jy 'n godmens, nie 'n afgodmens nie. Goed, vers 10. Wie maak 'n god en giet 'n beeld wat geen voordeel bring nie? Dis Gaan aan. presies wat hy sê. Kyk, al sy aanhangers sal beskaam staan en die ambagsmanne is uit die mense, dat hulle almal bymekaar kom, gaan staan, verskrik wees, tesame beskaam staan, want die ystersmid het 'n byl en werk in die gloed van die vuur, nee. En hy maak hom met hammers en bewerk hom met sy sterk arm. Daarby word hy honger en hy het geen krag nie. Drink hy geen water nie, dan word hy moeg. Die timmerman span 'n lyn, hy trek hom af met 'n potlood. Hy bewerk hom met skawe en teken hom met 'n passer en gaan hom na die beeltenis van 'n man, na die skoonheid van 'n mens, om in 'n huis te woon. Een gaan 'n sederboom afkap en hy neem 'n steeneik of 'n eikeboom en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. En hy het 'n pynboom geplant en die reën het dit groot gemaak. Dan dien dit die mens as brandhout en hy neem daarvan, hy maak hom warm. Hy steek dit aan die brand en hy bak brood. Dan gaan hy daar 'n god van maak
en buig hom daarvoor neer. My, kan jy dit nou glo? So die Here spot eintlik 'n bietjie hier met Ja, met die afgode. want dit het geen, en tog kan baie mense so opgehang raak aan hulle afgode, dat God is in die agtergrond. Alles is belangrik. Pastoor, verskoon my, maar ek is te besig. Ek is so besig. Ek hoor dit so baie. Okay, maar julle wat Jesus aangeneem het en die Here eerste gestel, is altyd beskikbaar, is altyd opgewonde oor die Here, kan nie genoeg woord kry nie. Sê amen. Amen. Die helfte daarvan het hy in die vuur verbrand en die een helfte eet hy vleis. Hy maak braaivleis klaar en word versadig. Ook maak hy hom warm by die vuur en hy sê, ha, ek het warm geword, ek het die vuur gesien. Ek gaan weer terug na vers 15 toe en dan kniel hy voor hy selfe stuk hout neer en hy dink. Ek meen, hy besef waarvoor dit is vir gebruik. Nou maak hy dit in sy So God. brood te bak. Hoe dom kan 'n mens wees om ons steeds asemhaal? Yes, amen. Okay. Vers 17. Vers 17, en van wat ore is, maak hy 'n God, sy gesnede beeld. Hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid en sê, red my, want U is my God, klein lettertjie. Hulle weet nie en hulle verstaan nie, want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie, en niemand neem dit ter harte nie, en daar's geen kennis of verstand om te sê, ja, nee? Die helfte daarvan het ek verbrand in die vuur, en op die kole daarvan het ek die brood gebak. Ek het die vleis gebraai en geëet, en sal ek van die oorblyf sal daarvan 'n gruwel maak, sal ek neerkniel voor 'n stuk hout. Hy wat hom besig hou met as, 'n bedroe hart het hom verlei, sodat hy sy siel nie kan red of kan sê, is daar geen leuen in my regterhand nie. Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel, want jy is my knegg, ek het jou geformeer. Na my beeld en my gelykenis. Jy is my knegg Israel, jy sal deur my nie vergeet word nie. Kyk, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sondes soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Wow, ek hou van hierdie, ek het jou verlos. Ons Amen. gryp dit so vas, want het ons verlossing in Christus Jesus? Amen. Wie wag nog vir verlossing? Wie wag vir beter dae? Ons het- Stop met dit doen. Sê ek het dit klaar. Amen. Sê dankie, ek is verlos. Die oomblik as jou woorde dit begin sê, is daar krag op jou lippe. Is daar gees op jou lippe. En die mense wat jou aanhoor, word gebless daardeur. Amen. Ja, maar ek kan nie sulke goed sê nie, want dit gaan sleg met my. Alles is verkeerd. Ag, sies tog. Jy praat uit jou afgod uit. Uit jou afgode uit. Nou dieselfde iemand wat gesê het, my liefling, nou stel jou liefling jou te leer en jou liefling los jou. En nou is jou hartjie gebreek. Waar's my liefling? Weet jy wat, die Here sal nooit jou hart breek nie. En die Here sal jou altyd sterk wees. Sê sterk wees. Word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Amen. Jubel o hemel, vers 23. Want die Here het dit gedoen. Juig, dieptes van die aarde. Breek uit in gejubel, o berge, bosse en al die bome daarin. Want die Here het Jakob verlos en hy sal homself verheerlik aan Israel. So eintlik moet die bome en die klippe en die berge en alles moet ook die Here loof. En dis alles beeldspraak. prys. Bome is beeldspraak van mense. Jesus sê dit self. Hy sê aan 'n boom word sy vrugte, jy ken 'n boom aan sy vrugte. Dan praat hy van mense. Sien julle die beeldspraak? OK. Vers 24. Ons sing daai liedjie, ons het hom lanklaas gesing. And all the trees of the field will clap their hands. Trees of the field will clap their hands. Trees of the fields will clap their hands. While you go out with joy. You shall go out with joy and be led forth with Kom, peace. sing saam. The mountains and the hills will break forth before me. There'll be shouts of joy, and all the trees of the field will clap their hands. And all the trees of the field will clap their hands. Clap their hands. Trees of the fields will clap their Kom hands. julle. Trees of the fields will clap their hands while you go out with joy.
Amen. En die lied wat daar volg is, The seal of God has come to me deep in my soul. My soul. A flaming fire that keeps burning, a fire that cannot be quenched. Amen. Dis wat die woord vir jou doen. Amen. Jou liefling gaan dit nie vir jou doen nie. Amen. Hoor julle? Jou afgod gaan dit nie vir jou doen nie. Die Here wat nou in jou is deur sy gees. Dis En iman, jy hè? voed jouself met woorde van geloof en dis gees wat jy jouself moet voed. Jy drink hierdie water van die woord. Dit word in jou strome, riviere van lewende water. Amen. Wat blessings bring vir almal. Jy's 'n blessing op pad om te gebeur. As jy vanaand gaan slaap, dan sê jy dit vir jouself. As jy môreoggend opstaan, eerste ding, as jy besig met die Here en dan sê jy vir jouself, ek is 'n blessing Amen. vandag op pad om te gebeur. Ek gaan mense bless. As mense my sien, gaan hulle begin hande klap. Soos hulle vir die bome hande klap, want ek is 'n boom wat vrugte dra van die Gees. Amen. Die Here se krag. Ek spog nie met myself nie. Ek spog met die Here. Want ek is gekoppel aan hom en ek is verbond met hom in 'n huwelik met hom. Yes. Vers 24, so sê die Here. Ag, maar jy is oulik, nee. Soos gister het hy hier so aan die padbaan kom werk en ek het nie vreeslik lekker gevoel Sy sê gister ek is nie. oulik. Maar ek gaan nie afgod daarvan maak nie. Yes. Om net omdat sy sê ek is oulik nie. Die Here het vir my gesê ek is klaar oulik. Maar ek waardeer dit dat jy nou ook sê wat die Here sê. Ja, vir hy het my. aan die padbaan gewerk en toe ek terugkom, toe het hy al die kos in die potte op die stoof gesit met 'n briefie daarby en sê die aardappels is amper gaar en dit is amper gaar en dit is amper gaar. So. Ja, sy het so 'n bietjie geruskas en gevat, toe raak sy aan die slaap. Toe sien ek hier gaan dinge nou skeefloop. Toe nou ek het so 'n bietjie geleer kook en sit ek so lank die goed op en laat dit aangaan en gooi 'n bietjie suurlemoen lank op die vleisie daar sodat dit kan marineer. En toe dog ek nou sien ek sy slaap nog steeds. Nou kyk ek moet nou terugkom hierso. Kyk wat gaan hier aan want hulle werk nou hierso. Toe skryf ek nou vir haar want ek wil nou nie hê sy moet nou sout en presryse gooi waar ek klaar gegooi het nie. Dit gaan nou die hele alles spoil. Toe moes ek vir haar 'n briefie skryf nou. En ek weet nie het ek gesê liefie? Nee, jy het dit nagelaat. Dit nagelaat want my liefie is nie meer afgod nie. Vang julle. Okay. Goed. Kores. Waar is ons nou? Kores, so sê die Here jou verlosser. sien julle? Verlosser. Wanneer gaan jy verlos wees? Kom wat ek gou hoor. Verlos. Begin dit sê, wie was krag in jou woorde? Sê in Christus is ek verlos. Amen. Sê dit mense. Okay. Ek is verlos, Ek prys die Here, kom sing almal saam. Ek is verlos deur sy woord. Die bande van sonde is verbreek. Ek is verlos, ek prys sy naam. Amen. Ja, maar ek gaan nie so sing nie. Ek voel glad nie so nie. Ek gaan jou Voel oor. Glo. Sê dit. Of veral as jy nie so voel nie, sê dit. Sê wat die woord sê ek is verlos. Amen. Amen. Gaan aan. Ek is die Here wat jou verlos het. Ek is die Here wat alles volbring, wat die hemel uitspan, ek alleen en wat die aarde uitsprei. Wie was met my? Die Here sê hierso, of Jesaja sê, die Here sê, wie was saam met my toe ek het gedoen het? Ek het dit alleen gedoen, sê die Here. En jy's nou in verbond met hierdie Amen. kragtige Here. Hierdie skepper van hemel en aarde is jou Vader. Jy's deel van sy familie, jy's in die ewige verbond. Gaan aan. Wat die tekens van die leuenprofete vernietig en die waarsêers tot dwaase maak, wat die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak, wat die woord van sy knegt vervul en die voorsegging van sy boodskappers volbring, wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word en van die stede van Juda, hulle moet herbou word en ek sal sy puinhope oprig. En al hierdie dinge is fisiese dinge wat wys na geestelike dinge wat nou klaar vervul is in Christus Jesus. Geestelik. Ons is nou die geestelike Jerusalem. Ons wag nie vir Jerusalem nie, ons is dit klaar. Jesus sê 'n stad wat op 'n berg is, sal sy lig laat skyn. Hy verwys na ons as sy ligdraers en hy verwys na ons as 'n stad. Jy is nou, as jy gevul is met die Heilige Gees, vol is van die woord, raak jy die lig van die wêreld, die nuwe Jerusalem wat skyn.
Jy is die tempel van die Here. Nou wil ek net sê, Kores. Kores was 'n koning gewees, hy was nie 'n Joodse koning nie, maar God het behaag in hom gehad, kos hy sy hart was reg. Ja. En God het hom dus gebruik om Jerusalem weer op te bou. So, Hier gebruik God ander mense van 'n ja, ander hy volk. gebruik Ja, ander pragtig. mense. Wat gewillig is. Yes, amen. Wat vir die diepte sê verdroog en jou riviere sal ek laat verdroog. Wat van Kores sê, die Here sê van Kores, hy is my herder. So God gebruik vir Kores wat nie van die uitverkore volk in Fisiese volk aanhalingstekens. van die ou bedeling wat net Yes. skaduwees en tipes is, ja. So God gebruik hom as 'n herder en hy sal alles volbring wat my hoofletter behaag. Deurdat hy van Jerusalem sal sê, dit moet herbou word en die tempel moet gegrond. En wat se tempel praat hy hiervan wat moet gegrond word? Ons nou, die lewende tempels, die wandelende tempels, word nou gevul deur die Heilige Gees, boek Handelinge 2, klaar gebeur, afgehandel, en vir die van julle wat dit nog nie ervaar het nie, is nou tyd geword, dat jy in Jesus naam die Heilige Gees ontvang, en sê, dankie Here, en begin leef uit die woord uit, raak al hoe meer geestelik, die woord maak jou geestelik, Jesus sê, Johannes 6, my woord is gees en lewe, so hierdie woord wat julle vanmôre hoor, luister dit oor en oor, want dit bring vir jou gees en lewe. Laat Jesus jou liefling wees, jou eerste liefde. Hy sal jou nooit teleurstel. Amen. Dan kan jy jou ander liefling lief hê, met Jesus se liefde. Sê amen. En as jou liefling, jou ander liefling, jou teleurstel, gaan dit nie groot wees nie. Want jou eerste liefde is Jesus. Amen. Wil jy afsluit of wil jy nog iets sê? Nee, ek wil net die eerste vers lees van hoofstuk 45, want hy gaan aan om te praat van Kores. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand ek gevat het. So, God gebruik Kores se regterhand om, letterlik, ek vat nou pastoor Jan se hand, en God het Kores se regterhand gevat, en hy het hom dinge laat doen. So God het hom gebruik as 'n Ja, maar ek werk ons instrument. gereeld, jy werk ons gereeld aan ons huwelik. Jy sê vir my, hier wil jy dit hê en hier wil jy dat hê. Ja, Ja, hy sê, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord, om voor hom deure oop te maak en die poorte sal nie gesluit bly nie. Amen. Ek wou net daai eerste vers gelees pragtig, het dit is mooi. van hoofstuk 45. Wow. En dit geld vir te ons nou. illustreer dat God gebruik enige iemand wat gewillig is Wie is om vir hom gewillig? te werk. Wie van julle is Hy gewillig? gee nie om of kom jy uit die of is jou familie blou bloedmense of rooi bloedmense of groen bloedmense of wat. Die Here het ons almal uitverkies. Amen. Hy het voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1, het hy jou uitverkies en hy het jou geroep om voor hom in liefde te wandel as sy kind. Wie wil dit glo? Wie glo die woord? Amen. En dis die wonderlike nuus. God is opgewonde oor jou. Amen. En jy's gebore op die regte tyd, vir die regte plek, vir die regte mense wat nou in jou lewe is. Wat gaan jy doen daaromtrent? Gaan jy dit uitleef? Gaan jy die vrugte dra van die Gees? Psalm 1, kom tot jou volle reg as 'n kind wat vrugte dra op die tyd wat dit nodig is. Julle weet wat is die vrugte van die Gees? Galasiërs 5:22. As daar geduld nodig is jy die geduldige een. Kom nou. Amen. Jy het die krag binne in jou. As daar vriendelikheid nodig is, jy's 'n vriendelike een. As daar vrede nodig is jy die vredemaker. Blydskap, bring jy die blydskap. Kom nou. Dis jy. Jy's geroep vir voltydse bediening. En wanneer jy dit begin uitleef, dan is Christus jou liefling. Dan leef jy dit uit vir die ander lieflinge in jou lewe. In Jesus naam, sluit vir ons af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons krag, ons heil, ons energie, ons wysheid, ons genesing, Here, ons lewe, ons asem, dit kom alles van U af. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir elke persoon wat vanmôre hier is, Vader.
Ons seën en ons bid elke persoon en ons bid hulle toe die blessings van die Here in Jesus naam. Amen. Amen.